Goeiemôre. Hier is ek weer, is die Geldenhuis op hierdie woensdagoggend, die 17de April, my aarde. En ek moet jou sê, dit word al later lig, né? Maar ons Vader leef en mag ons 'n lewe leef wat hom regtig soek en wat soek daarna om hom te behaag. Ons is steeds besig om te gesels oor hoe om die stem van ons Vader te hoor. Onthou sy belofte staan vas. Jeremia 29 vers 13. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Ons kan sy stem soek soos ons wil. Ons kan wag op hom met groot erns. Maar as ons nie waaragtig soek daarna om te groei in heiligmaking nie, sal ons nie sy stem duidelik hoor nie. Ons Vader God roep ons tot heiligmaking. En vandag nooi ek jou om nog saam met my te dink oor spesifieke dinge, en daar is nou 2 goed op my hart vanmôre. Hoogmoed en ongeduld. En Vader, ek bid in die naam van Yeshua dat U nou vir ons, voor ons uitgaan, en Vader, dat U dit wat U op my hart gelê het, self in elkeen se hart sal kom deponeer. Vader, praat met elke individu, want ons is nie 2 van ons is presies hulle plek nie. Help ons, Vader, om te verstaan wat U vandag vir elkeen van ons individueel wil sê. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek was onlangs in gesprek met my sus. Ons is 4 susters en ek en een van hulle het gechat. En ons het gepraat daaroor hoe 'n mens jou geduld en uiteindelik selfs jou liefde van Christus teenoor ander mense kan verloon en verloor. Deur ongeduldig te kyk na wat ander dink en doen en nie dink en doen nie. Dit kan oor verskillende dinge gaan. Wat ons eet en nie eet nie. Selfs verskillende vrese wat mense huisves. Wat kan dui in ons oë op ongeloof. Hoor jy? Ons kan baie siekies ander oordeel, omdat ons dink dat hulle nie regtig geloof beoefen, en dit net omdat hulle miskien dinge anders doen as ons, en dat hulle 'n ander ervaring het van die Almagtige as wat ek en jy het. Gaan dink 'n bietjie daaroor en luister veral na wat ek nou lees, en Vader, ek bid regtig dat U in elkeen van ons hart sal inspreek, dat as daar van ons is wat skuldig is aan hierdie goed, Vader, openbaar dit vir ons, en dat ons sal werk maak daarvan, om en te kry met ons geite. Asseblief, Vader. Dankie, ons prys U naam. Ek lees vir jou uit Romeine 14, net eers die eerste 3 verse. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Hoor jy? Nie te oordeel oor sy gevoelens nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, met hom wat nie eet nie, nie verag nie. Hy wat nie eet nie, met hom wat eet, nie oordeel nie. Want God het hom aangeneem. En dan spring ek oor die 1 vers en ek gaan na vers 5 toe. Die een ag die ander dag bo die ander. Die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe,
en of ons sterwe. Ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal voor die regte stoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. As ons waarlik wil groei in heiligmaking, geen hoogmoed, oordeel of ongeduld nie. Onthou vir Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Vader, wees ons asseblief genadig. Wees ons genadig. Ek bid in die naam van Yeshua, Vader, dat U ons nie sal, dat U ons sal weghou daarvan, dat ons oordeel oor mekaar uitspreek. Dat ons net sal leer om lief te hê, en dat ons nie sal spietkop speel oor ander mense nie, en self besluit te neem. Nee, leer ons wat dit is, om waaragtig net liefde te leef. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen.